Die Here het opgestaan. Die Here het waarlik opgestaan. Liewe vriende, dis wat ons vier met Paasfees. Die opstanding van die Here. En daarom is vandag 'n blye viering. Waar jy ook al uit die opname kyk, mag jy iets daarvan beleef. Dat die Here se opstanding en lewe jou op 'n besondere manier aanraak. Voordat ons verder gaan, kom ons kyk na 'n klompie gemeente afkondigings. Daar's 'n klomp mense wat verjaar in hierdie tyd, baie geluk vir elkeen wat verjaar. Mag jou verjaarsdag sommer baie spesiaal wees en mag die Here jou dag en jou jaar vol van sy vreugde maak. Ons bid graag vir mekaar, ons bid steeds vir David de Villiers en Pieter Pretorius wat behandeling kry, ook vir Ferdi van Niekerk, wie se pa oorlede is. En dan bid ons steeds vir Hannes Spies en Tannie Juliet Neetling. Ons het 'n Bybelskool in April maand oor Jesus en die rabbies. Dit beloof om baie interessant te wees, 3 dinsdae aande, elke keer om 7 uur. En dan einde April kom Dr. Antoinette van der Merwe by die aanddiens praat oor how to stay, hoe ons 'n goeie rol kan speel in ons land, hoe ons getuies van die Here kan wees. Sy het 'n eie podcast genaamd O my volk, en ons gaan 'n bietjie luister wat sy vir ons alles sê. Daar is ook 'n brandpunt ontbyt aan die einde van die maand, 30 April om 7 uur, bespreek jou plek. Ons gaan hoor hoe Wessel en Lisa vertel van hulle reis in Afrika, tussen die gorillas en die koffieplantasies. My maand het ons 'n reeks Hot Potatoes, wat ons gaan praat oor daardie onderwerpe wat bietjie moeilik is om oor te praat en aan te vat. En ons kry kenners om met ons te kom gesels, so hou dit top. In Mei met Pinkster maak ons ook kombers en sop bymekaar, ons houers van hoop, so kry so lank jou sopbottels reg en koop jou sopmengsel, dat ons komberse en bottels en dinge kan regkry, en by mense kan uitkry wat nood het. Onthou, al die skakels is op ons webwerf, al die nommers en dinge wat jy kan kry, ook op Linktree, op ons WhatsApp nommer. En dan ten slotte, baie dankie vir almal wat dankoffers gee, mag jy ook in die Paastyd die Here eer met jou bydra. Dit is dan nou die afkondigings. Ek nooi julle om te luister na 'n pragtige stukkie musiek. Kom almal, laat ons stem verrys. Kom ons prys die Verlosser, kom ons sing van sy opstanding, kom ons aanbid die Here met die pragtige lied. Nou vriende, ek het Vrydag al begin te gesels oor Openbaring 19 vers 1 tot 10 as 'n nuwe manier om Jesus se lyding te verstaan.
Vandag gaan ons verder en gaan ons lees uit Openbaring 19 vers 10 tot 21. As 'n ander manier om te kyk na die opstanding. So as jy dan Vrydag gemis het, kan jy iewers dit gaan kyk. Ek dink die twee maak sin. Dit maak sin om die twee so saam te kyk. Maar vandag is ons dan nou by Openbaring 19 se tweede deel. Voor ons saam lees, kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie vir die opstanding, dankie vir u lewe wat u gee. Dankie dat ons met vreugde die lewe kan ingaan. Mag ons vandag, as ons met die Bybel besig is, iets daarvan kry. Mag u ook u oorwinning vir ons gee en mag ons daarom met vreugde en blydskap lewe, waar ons ook al is. Amen. Nou, liewe vriende, elkeen van die Paasverhale beklemtoon 'n ander kant van Jesus se oorwinning. Matteus vertel 'n onvoltooide Markus vertel 'n onvoltooide Paasverhaal en daag ons uit om deel te neem aan die storie. Matteus beskryf Jesus se opstanding as 'n kosmiese gebeurtenis wat die wêreld se geskiedenis omkeer. Lukas vertel die Paasverhaal as die begin van 'n nuwe gemeenskap waar nuwe verhoudinge besig is. As Johannes oor die opstanding vertel, dan gaan dit oor 'n persoonlike ontmoeting met die Here Jesus. Jesus ken jou naam. Die Openbaring vertel Paasfees as 'n ruiter op 'n wit perd wat elke bose mag oorwin. Kom ons lees dit saam. Openbaring 19 vanaf vers 10. Toe het ek voor sy voete op my knieë neergeval om hom te aanbid. Pas op, moenie, sê hy toe vir my. Ek is 'n mededienaar van jou en van jou medegelowiges, wat aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het. Aanbid God, want dit is Jesus wat die getuienis gelewer het, en dis die Gees wat die profesie gegee het. Toe het ek gesien die hemel is oop. Daar was 'n wit perd. Sy ruiter word die getroue en die betroubare genoem. Met regverdigheid oordeel hy en voer hy oorlog. Sy oë het soos vuur gevlam en op sy kop was daar baie heerserskone. Daar was 'n naam op hom geskrywe wat niemand anders ken nie, net hy self. Hy het klere aangehad wat met bloed deurweek was en sy naam is die Woord van God. Die leeu's in die hemel het op wit perde agter hom aangery. Hy het fyn helder wit klere aangehad. Uit sy mond het daar 'n skerp swaard uitgekom om die nasies mee te tref, en hy sal hulle met 'n ysterscepter regeer. Hy sal self die paaskuip trap vir die wyn van die toorn en die oordeel van God, die Almagtige. Op sy klere, by sy heupe, was daar 'n naam geskrywe: die Koning van die konings en die Here van die heersers. Toe het ek 'n engel by die son sien staan. Hy het 'n harde stem uitgeroep en vir al die roofvoëls wat hoog in die lug vlieg gesê: Kom by mekaar vir die groot feesmaal wat God gereed maak. Kom eet die vleis van die konings, die vleis van die opperbevelhebbers, die vleis van die magtiges, die vleis van die perde en hulle ruiters, ja, die vleis van allerlei mense, vryes en slawe, klein en groot. Toe het ek gesien dat die dier en die konings van die aarde met hulle leeu's bymekaar gekom het om oorlog te maak teen die ruiter op die wit perd en teen sy leer. Die dier is toe gevange geneem en saam met hom ook die valse profeet wat die wondertekens vir die dier gedoen het en daarby die mense mislei het wat die merk van die dier aanvaar en sy beeld aanbid het. Hulle twee is lewend in die vuurpoel gegooi wat met swaal brand. Die ander mense is doodgemaak met die swaard wat uitgaan uit die mond van die ruiter op die wit perd. Al die roofvoëls het hulle dik geëet aan die vleis. Nou vriende, ons het Vrydag gelees in Openbaring 19 vers 10 dat Johannes op sy knieë voor die engel neerval. En dan sê die engel vir hom: nee, moenie my aanbid nie, aanbid God. En dan asof 'n antwoord op die engelse woorde gaan die hemel oop en kom Jesus as 'n ruiter op 'n wit perd. In die voorafgaande hoofstukke het Openbaring die boosheid op verskillende ontsettende maniere beskryf. Daar was die antichrist wat in die hemel laster. Daar was 'n dier uit die see en 'n dier uit die aarde. Daar was selfs bose geeste wat soos paddas gelyk het. Vrydag het ons gepraat van die sedelose vrou. Maar as Jesus op die toneel verskyn, dan lyk hy sommer baie anders. Die prentjie wat Johannes van die ruiter skets, is alles simbole om Jesus se goddelikheid te beklemtoon. Die ruiter se oë wat met vuur vlam, wys dat hy 'n bonatuurlike wese is. En boonop het ons gelees, dra hy baie krone. Dis 'n teken van sy mag. Julle weet dat die antieke konings dikwels 'n kroon gehad het vir elke area wat hulle oor regeer het. En soms het hulle hierdie krone saamgedra.
In die Egiptiese hieroglife sien jy dikwels die farao's met verskillende konfigurasies van krone afhangende van watter dele van die Nyl hulle oorregeer het. Nou die ruiter se baie krone beteken hy het 'n groot koninkryk. Sy naam is 'n geheim, want mense het geglo dat jy nie gode se name ken nie. Maar later hoor ons wel sy name, die woord van God, die koning van die konings en die Here van die heersers. Die ruiter se eienskappe bevestig ook sy identiteit. Hy word genoem die getroue en die betroubare, die een wat regverdig oordeel. Nou hierdie is gelaaide woorde, want dit was hoe die profete lank terug beskryf het, wat die Messias gaan doen. En nou kom die ruiter, en hy doen hierdie dinge, wat die profete lank terug gesien het. Maar die ruiter maak die profete se woorde op 'n ander manier waar. As Jesaja oor die Here se koms skryf, dan beskryf hy 'n woedende beeld. Ons lees in Jesaja 63, dit is ek die Here, ek wat die oorwinning bring, wat magtig is om te red. Waarom is die klere so rooi? Waarom lyk dit soos die van iemand wat die wynpers trap? Ek alleen het die wynpers getrap. Niemand van die volk het my bygestaan nie. Ek het op hulle getrap in my toren, ek was woedend en ek het hulle getrap. Hulle bloed het op my klere gespat en ek het my klere daarmee rooi gemaak. So sê Jesaja. Maar anders as Jesaja, as Openbaring praat van die ruiter wat kom, is sy klere deurweek met sy eie bloed. Dis nie die bloed van sy teenstanders wat hier spat nie. Dit kan nie sy vyande sin wees nie, want die oorlog het nog nie gebeur nie. Hy dra die merke van sy eie bloed wat vergiet is. Soos die leeu van Juda het ons in Openbaring 5 van lees, eintlik 'n lam is wat geslag is die ruiter nie 'n kryger wat sy vyande afsluit nie, maar 'n verlosser wat oorwin deur homself te gee, deur sy eie bloed te gee. Die wit perd vertel ook 'n interessante storie. Nou dominee sê, iemand vra op 'n dag of daar darm eendag troeteldiere in die hemel gaan wees. Gaan hulle hondjie darm ook eendag weer in die hemel wees. En hy het toe gedink en hy kon nie aan enige verwysing van honde dink nie, maar hy onthou toe Openbaring 19 en hy kon toe sê, wel, as daar 'n perde, en as daar perde is daar miskien 'n kans vir die honde. Vir die perd hier in Openbaring 19 het 'n ander betekenis. Dit is 'n beskrywing van die Messias. Sagaria 1 en Sagaria 6 sê as die Here kom om in te gryp, dan stuur hy perde om sy werk vir hom te doen. As die verlosser dan perd aankom, kan ons aksie verwag. En as die perd 'n wit perd is, en nie 'n rooi of 'n swart perd nie, kan ons raai, hier kom 'n verrassing. Hierdie aksie lyk 'n bietjie anders. Die ruiter het 'n skerp swaard, maar die swaard kom uit sy mond uit. Hierdie is nie 'n swaard wat heen en weer geswaai word en waarmee mense vermink word nie. Miskien soos Jesaja gedink het nie. Die ruiter se swaard is sy woorde. Hy oorwin met die waarheid. Sy swaard is woorde wat mense vryspreek en genees en vergewe. Soos destyds by Gadara, toe Jesus 'n man vrygespreek het en so 'n legio bose geeste mos verdryf het. Die leeu's wat agter die ruiter aangaan, dra nie wapens by hulle nie. Hulle het ook nie ysterklere, swaarde of skilde nie. Al wat hulle aan het is fyn, heldere klere. Hulle bring reinheid, waarheid, genade na die slagveld toe. Die ruiter en sy leeu's verower nie deur te vernietig nie, maar deur te genees. Wie is hierdie leeu's? Wel, dit is die regverdiges, die mense wat vrygespreek is. Ons het Vrydag gelees vir die mense wat wit klere aangetrek word, en dit is die bruid, dit is ons, God se mense. Ons word deel van die drama. Ons word saam met die ruiter na die slagveld gestuur. Die slagveld is ook baie interessant. Ons het gelees van die engel wat by die son staan en wat die roofvoëls nooi om te kom eet aan die lyke van die slagoffers. Nou hierdie beeld kom net so uit Esegiel 39, waar Esegiel sê dat as die Here kom, gaan hy afreken met Gog en Magog. Nou Gog en Magog is 'n simbool vir die teenstanders van God, vir vyandige konings en vir bose magte. Openbaring 16 het al vertel waar hierdie vyandige konings bymekaar gekom het. En hulle het almal saamgetrek by Armageddon. Nou met populêre gebruik is Armageddon so 'n bietjie 'n woord wat enige ramp of 'n ding aandui. Maar in die Bybelse tyd was Armageddon
die vanselfsprekende slagveld waar oorlog gevoer is. Dit kom van die Hebreëus Har Megiddo, wat beteken die berg van Megiddo. En dit was die berg by die vlakte van Jezreel, waar hulle maar typies hulle vyande ontmoet het. Dis daar waar Deborah en Barak die Kanaaniete verslaan het, en wat baie konings hulle einde gekry het, so Saul en Jehu en Josia, wat het daar vastgeloop het. Reg langsaan was die berg Karmel, waar Elia die Baal-profete verslaan het. Hierdie berg van Megiddo, hierdie vlakte, was die typiese plek waar stryd gevoer is en waar bloed gevloei het. Nou hierdie stryd in Openbaring 19, hierdie stryd word nie gevoer in die hemel of dalk in die hel nie. Dis 'n baie bekende plek. Dis die plek waar ons elke dag met die bose gekonfronteer word. Dalk op kantoor, dalk op die pad, dalk in 'n gebroke verhouding. Daar ry die ruiter op die wit perd in. Die oorwinning gebeur vinnig, het ons gelees, dis amper 'n antiklimaks, want die bose word in 'n enkele versie verslaan. Eers word die dier, die valse profeet, in die vuurpoel gegooi, en dan vertel Openbaring, die volgende hoofstuk, Openbaring 20 verder, hoe dat die duiwel ook eers vir 1000 jaar vasgeketting word, en dan saam met die ander in die vuurpoel gegooi word. Hoekom die drie nie saam ingegooi word van die begin af nie, of hoekom die duiwel eers vrygelaat word en dan weer gevang word, dit verstaan ons nie. Maar ons weet waar die bose magte eindig. As Openbaring voor boosheid in die wêreld praat, maak dit die bose nie af nie. Dit ignoreer nie die feit dat daar kwaad om ons is nie. Dit is daar. Openbaring neem die kwaad en die boosheid ernstig op. Maar dit neem dit nie te ernstig op nie, want die bose staan nie 'n kans nie. Jesus verslaan elke vorm van kwaad. Hy oorwin alle boosheid. So vriende, met Paasfees ontvang ons twee wonderlike geskenke. Die bruilof van die lam waaroor ons Vrydag gepraat het, herstel ons verhouding met die Here. Ons kan in hierdie storie ontdek hoe lief die Here vir ons is, dat hy ons vryspreek, ons sondes vergewe, en dat ons saam met hom kan lewe. Die ruiter op die wit perd praat weer oor dinge wat buite ons is, magte wat ons bang maak en wat vir ons seer maak. Met die ruiterbeeld beloof die Here om in te gryp in hierdie dinge, in te gryp in ons lewens, om in te gryp in ons wêreld. God oorwin dinge wat groter as ons is, want hy, God, is in beheer. Iemand skryf dat protestante dikwels of maklik die gevaar loop om in die strik te trap van die gnostiek. Julle onthou die gnostiek was so ou dwaalleer wat alles vergeestelik het. Die gnostiek het 'n onderskeid gemaak tussen vleeslike en geestelike dinge. En gesê al wat belangrik is die geestelike. En Christene kan partykeer ook die fout maak om te dink, dis waar. Dat al wat tel is jou gees. Dat die Here net in jou hart wil woon. En eendag jou siel wil hemel toe vat. Maar die Here stel nie net belang in my hart nie, maar in my hele mens wees. My lyf is vir hom net so belangrik. Ook by verhoudinge, ook by werk, ook die wêreld waarin ons lewe. En as die Here my red, dan gryp hy in by elkeen van hierdie dinge. Ek kan verwag om die Here in doodgewone dinge en in 'n harde wêreld raak te loop. Die ruiter op die wit perd verkondig dat die Here heers oor elke deel van my lewe. Hy gryp in by my werk of dalk by my studies. Hy gee vir my gesondheid, hy genees my verhoudinge, hy verslaan die magte van ons tyd. En toe Jesus met Paasondag opgestaan het, toe hy waarlik opgestaan het God ingekruip in die donkerte en in die dood van ons wêreld. Daarom kan ons vandag soos vandag ons kerk met blomme versier, maak jou huis waar jy hierna kyk ook vol blomme, en kom ons vier die oorwinning van die Here. As Paulus in sy briewe oor die opstanding van Jesus praat, dink ek praat hy nogal die taal van Openbaring. Ek dink in Kolossense 2 vers 13 en 14 beskryf Paulus iets van die boodskap van die bruilofsfees van die lam. Ons lees in vers 13, julle was dood, deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak, deurdat aan die kruis te spyker, het hy dit goed weggeneem. En dan in vers 15 praat hy iets
op 'n manier die taal van die ruiter op die wit perd. Ons lees in Kolossense 2 vers 15, hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon, deur hulle as krygsgevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Kom ons vier hierdie liefde en oorwinning van die Here. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie dat U opgestaan het en daarom alles verander het. Dankie Here dat ons kan lewe uit U oorwinning, uit U lewe, uit U lig, uit U hoop wat U vir ons gee. Dankie dat U dit vir ons gee, dat hierdie oorwinning ook in ons lewens waar word. Mag ons dit raak sien, Here, en daarom met 'n loflied lewe. Amen. Vriende, ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal by jou wees. Amen.